Hartlik goeiemôre en baie welkom liewe vriende vandag by ons Uit die Woord Digitaal se Sondag Erediens. By hierdie geleentheid is dit ons voorreg om die Here te aanbid, te loof en te prys en dankie dat jy vanmôre by ons inskakel. Hier by Uit die Woord Digitaal gee ons om vir alle mense en jy is vir ons belangrik. Ons bid vir mekaar, ons ondersteun mekaar, ons bemoedig mekaar, maar ons luister ook saam na die Here se woord, sodat hy ons sal leer en sal opbou in die geloof. Liewe vriende, ons wil graag vir elkeen uitnooi om in te skakel by ons WhatsApp groepe, wat elke dag 'n oggendoordenkings ontvang in audio formaat. Jy's baie welkom om daarby in te skakel deur net vir ons jou naam en selfoonnommer te stuur na die nommer hier op die skerm. Dis absoluut gratis. Ons voeg dan vir jou by en elke dag kan jy die dag saam met ons reg begin rondom die Here se woord. Ons wil ook elkeen uitnooi na ons in-persoon erediens op Sondag 1 Maart by die Safari Garden Center, Linwoodweg, Pretoria. Die verrigtinge begin om 11:00. Kom luister na 'n geïnspireerde boodskap van die Here se woord en kom sing saam met ander kinders van die Here in aanbidding en in lofprysing tot eer van die Here. Toegang is gratis, maar jy moet jou plek bespreek deur vir ons net jou naam en selfoonnommer te stuur na die nommer hier op die skerm en ons sal vir jou die skakel stuur waar jy jou bespreking kan doen. Kom sluit gerus by ons aan op Sondag 1 Maart om 11:00 by die Safari Garden Center Kapel in Linwoodweg, Pretoria. Dan wil ons baie dankie sê vir elkeen se skenkings en donasies om ons bediening en ons kanaal in stand te hou. Ja, Uit die Woord Digitaal funksioneer onafhanklik en daarom is ons afhanklik van donasies en skenkings van die publiek. Dankie dat jy ons hande sterk maak om die woord van God op hierdie wyse te kan deel met mense en om ook uit te reik in diens van barmhartigheid, bejaardesorg en Bybelverspreiding. En jou donasie maak dit vir ons moontlik. Ons waardeer dit ongelooflik baie. Nou liewe vriende, op hierdie pragtige Sondagmôre is dit my voorreg om die woord van die Here met jou te deel. Kom ons word stil vandag voor die Here en ons vra hom om in ons harte te werk deur sy Gees, sodat hy ons kan bemoedig, kan leer en versterk en dat ons tot sy eer kan lewe. Kom ons bid saam. Dierbare God en hemelse Vader, ons loof en prys u groote naam op hierdie pragtige Sondag. Ons eer u want u is ons Here, ons God en ons koning. Dankie dat u ons elkeen persoonlik ken en dat u in ons harte werk deur die Heilige Gees. Maak vanmôre ons harte oop vir u woord, Here. Praat met elkeen van ons, leer ons en bemoedig ons. En laat u woord in ons harte vasdra plek kry en laat dit groei sodat ons geloof sterker kan word en ons u kan verheerlik met ons lewens. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vriende, ons praat vanmôre oor 'n baie belangrike tema wat 'n werklikheid moet wees in elkeen van ons se lewens. En dit handel oor die tema van bekering. Ja, inderdaad, moet elke Christen elke dag tot bekering kom. Bekering is nie 'n eenmalige proses soos wedergeboorte is nie, maar dit moet 'n daaglikse proses wees. Elke dag moet ek en jy ons harte opnuut aan die Here gaan toewy en verkeerdhede erken, bely en laat staan in ons lewe. Nou kom ons gaan vanmôre saam lees uit die Here se woord uit Handelinge hoofstuk 9 en ons gaan luister wat met Saulus gebeur het op die pad na Damaskus. Kom ons lees Handelinge 9 vers 1 tot 9. Intussen het Saulus soos 'n besetene voortgegaan om die volgelinge van die Here met die dood te dreig. Hy het na die hoëpriester toe gegaan en van hom bekendstellingsbriewe aan die sinagoges in Damaskus gevra. Sy doel was om al die aanhangers van die leer van die Here wat hy daar kry, mans sowel as vrouens, gevange te neem en na Jerusalem toe te bring. Toe hy op reis naby Damaskus kom,
het daar skielik 'n lig uit die hemel op hom gestraal. Hy het op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê: Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is u, Here? Vra hy toe. Ek is Jesus, antwoord hy. Dit is vir my wat jy vervolg. Maar staan op en gaan na die stad toe. Daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen. Die mense wat saam met hom op die pad was, het sprakeloos gestaan. Hulle het die stem gehoor, maar niemand gesien nie. Toe Saulus van die grond af opstaan, het sy oë oopmaak, kon hy nie sien nie. Hulle het sy hand gevat en hom na Damaskus toe gelei. 3 dae lank kon hy nie sien nie. En hy het niks geëet of gedrink nie. Liewe vriende in ons Here Jesus Christus, vanmôre wil ek begin deur te sê, wat 'n bekering. Dis ongelooflik om te kan sien hoe God deur Jesus Christus en deur die Heilige Gees hierdie wrede Christenvervolger tot nuwe insigte in sy lewe bring. Hoe die Here hierdie koue sondige hart in 'n oomblik kan omkeer om vir Jesus te lewe en om Jesus te begin volg. Nou, naas die gebeure van die menswording, die kruisiging en die opstanding van Jesus Christus, is hierdie gebeure van Saulus wat vir ons beskryf word in Handelinge 9 werklik merkwaardige gebeure. Dis groot gebeure. Selfs mense wat dikwels nie in Jesus glo nie, weet van die Saulus bekering of die Damaskus pad bekering, so sommige mense dit noem. Dit is dan seker ook een van die bekendste bekeringsverhale wat ons in die Bybel lees. Lukas, die skrywer van Handelinge, skryf 3 keer uitvoerig oor hierdie gebeurtenis. Hier in Handelinge 9 sien ons dit vir die eerste keer, maar ons lees ook daarvan in Paulus se getuienis in Handelinge 22. Maar ook in Handelinge 26 skryf Lukas breedvoerig daaroor. Dit moet vir ons 'n aanduiding wees, liewe vriende, dat die Heilige Gees hierdie gebeure as baie belangrik ag. Die Heilige Gees wil hê ons moet hierdie bekering baie goed verstaan. Daarom dat dit 3 keer beskryf word in die boek Handelinge. Dit leer ons iets oor God, oor die mens se hart, oor God se genade en ook oor ware bekering. Mense praat dikwels van die Damaskuspad bekering, 'n dramatiese omswaai van iemand wat dalk 'n goddelose persoon was, maar dan tot geloof in Jesus Christus gekom het. En inderdaad, liewe vriende, was hierdie gebeurtenis baie dramaties. Voor Handelinge 9 verwys Lukas 3 keer na Saulus in die boek Handelinge. In Handelinge 7 loop ons hom raak daar waar hy teenwoordig was toe Stefanus met klippe doodgegooi is en hy pas die klere van die mense op wat besig is om dit te doen. Dan lees ons ook in Handelinge 8 vers 1 van hom, waar ons lees dat hy hierdie steniging van Stefanus goedgekeur het. En in Handelinge 8 vers 3 lees ons hy die gemeente vervolg met 'n ywer wat geen genade geken het nie. Lukas se woordkeuse is baie skerp en baie duidelik. Saulus het die kerk van Jesus Christus probeer uitroei. 'n woord, 'n Griekse woord, wat destyds die taal so gebruik het om te beskryf dat 'n roofdier besig is om sy prooi te verskeur. Dis dieselfde tipe woord wat hy hier met Saulus gebruik. In Handelinge 1 vers 9 staan daar, Saulus het nog dreiging en moord geblaas teen die Christene. Dit roep vir mens die beeld op van 'n wrede Christenvervolger. Iemand wat wreed was om sy prooi te jag en te verskeur, wat grom en brul, 'n man wat haat geblaas het teen alle kinders van die Here. En hy was vas oortuig
dat hy besig was om God te dien. Maar in werklikheid veg hy teen God. Paulus sal later getuig dat hy so teen die Christene gewoed het, dat hy selfs hulle in buitelandse stede vervolg het, staan daar in Handelinge 26 vers 11. Broeder en suster, onthou dit. Hierdie man was nie op soek na Jesus nie, maar God het hom deur Jesus Christus gesoek. Binne dae word hierdie wrede Christen vervolger van die kerk 'n prediker vir Christus. Die wolf word 'n lam. Ja, meer nog, hy word 'n herder vir die kinders van die Here. Was hierdie bekering dan werklik so dramaties? Was dit dan werklik iets spesiaal gewees? En was dit werklik so skielik, soos wat dit vir ons lyk hier in die teks? En as die antwoord baie duidelik, ja. In een oomblik word Saulus se lewe radikaal omgekeer en vernuwe. Maar dit beteken nie dat God nie reeds baie lank al terug begin werk het in die hart van Saulus nie. In Handelinge 26 vers 14 hoor ons 'n baie belangrike sin wat nie in Handelinge 9 staan oor hierdie gebeure nie. Jesus sê vir Saulus, dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. Die beeld is van 'n sterk stok waarmee 'n dier in die regte rigting gedryf word. Dit is daardie prikkels en stuur hom in die rigting waar hy moet gaan. As die dier daarteen skop, dan maak hy hom net self nog meer seer. Die implikasie is duidelik. Saulus het lank reeds innerlik begin worstel in sy lewe oor hierdie dinge. Hy het geweet hier is iets groters. Hier is iets meer heilig. Hier is iets dieper waarna hy smag in sy lewe. En die Here was besig om sy hart stelselmatig voor te berei vir hierdie dag. Nou wat kon hierdie prikkels alles gewees het? In die eerste plek kon ons sê hierdie prikkels was Christus se teenwoordigheid en ook Christus se getuienis. Nou ons weet dat Saulus en Jesus min of meer dieselfde ouderdom was. En dit was waarskynlik dat Saulus alreeds vir Jesus gehoor preek het in Jesus se aardse bediening. Hy moes Jesus al voor die tyd gesien het. Hy moes van hom gehoor het. Hy moes geweet het wie hy was. Hy moes hom gesien het. En as 'n geleerde fariseer wat die skrifte baie goed geken het, kon hy nie heeltemal blind gewees het vir die tekens wat Jesus as Messias uitwys of aandui nie. In die tweede plek, 'n tweede prikkel wat ons kon aflei, was die van Stefanus se martelaarskap. Stefanus se groot preek, sy geloof, sy rustige oorgawe aan die lewende God, daar net voordat hy gekruisig is, moes 'n indruk op Saulus gemaak het wat getuie daardie dag was. Lukas skryf selfs dat Stefanus se gesig voor die Joodse raad soos die van 'n engel helder geskyn het, daar in Handelinge 6 vers 15. Saulus moes dit gesien het. Hy moes getuie daarvan gewees het. Hy moes geweet het, hierdie evangelie is anders. Hierdie evangelie is kragtig. Dan 'n derde prikkel in Saulus se lewe moes sy gewete gewees het. Paulus skryf later dat hy uiterlik onberispelik was in wetsonderhouding in Filippense 3 vers 6. Maar uiterlike godsdienstigheid is definitief nie dieselfde as 'n skoon, rein hart voor God nie. In Romeine 7 getuig Paulus dat God se wet hom innerlik oor sy sonde oortuig het. Veral die 10de gebod, sy sondige begeertes, wys hoe diep sy sonde was in sy lewe en die Heilige Gees het dit vir hom uitgewys in sy lewe. En hierdie woord, liewe broeder en suster, is 'n baie ernstige woord en is 'n ernstige waarheid. 'n Mens kyk na jou eie lewe en 'n mens kan dalk vir jouself uiterlik reg lyk, maar innerlik
word jy deur jou gewete aangekla, totdat God jou hart kom verander en kom vernuwe in jou lewe. Dus, Saulus se bekering was nie maar net op een oomblik in 'n split sekonde nie. Dit was ook die vrug van 'n langwerkende, gedurende oortuigingswerk van die Heilige Gees in sy lewe. En dan, liewe broeder en suster, in sy bekering was Paulus nie bloot maar net soos 'n robot gewees nie. Die Here se genade is soewerein, ja, dit is so, maar nie so dat Paulus se verstand en sy keuses uitgeskakel word in hierdie proses nie. Jesus vra vir hom, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Hy spreek Saul se rede, sy gewete, sy verantwoordelikheid aan. En Saulus antwoord, wie is u Here? Toe sê Jesus, ek is Jesus wat jy vervolg. En dit sny so diep deur Saulus se hart, dat hy vir die res van sy lewe 'n vurige dienaar van Jesus Christus sou word en 'n reuse impak in die kerk van Jesus Christus sou maak. Hy staan op, hy gehoorsaam, hy gaan na Damaskus toe, en waar God hom gered het, daar het Saulus hom verneder voor die Here. Maar hy vernietig nie die menslike persoonlikheid in hierdie proses nie. Die Here bring 'n mens tot oorgawe, maar hy werk deur jou verantwoordelikheid en deur jou persoonlikheid en deur sy Heilige Gees in jou hart. Al sien ons die verantwoordelikheid van Saulus, moet ons ook vandag baie duidelik bely, liewe vriende. Hierdie bekering was God se inisiatief. Dit was 'n lig uit die hemel wat hom omstraal het. Dit was 'n stem, naamlik Jesus, wat met hom gepraat het. Dit was die neerwerping van Saulus op die grond. Sy oë het blind geword. Daar was 'n opdrag aan hom gegee. En ons sien 'n totale ommekering in Saulus se lewe. Dit alles beklemtoon vir ons. God het besluit en dit moes gebeur. Saulus sou nooit moeg word om te sê, dis maar alles net genade dat 'n kind van God kon word nie. In Galasiërs 1 vers 15 tot 16 skryf hy, maar toe dit God behaag het, het hy sy seun in my lewe geopenbaar. Hy was nie net hier oortuig nie, hy was geroep, hy was afgesonder vir God, hy was gegryp deur God. Paulus gebruik later treffende verwysings. Filippense 3 vers 12 sê hy is deur Jesus Christus gegryp, 'n woord wat eintlik in die Grieks gebruik word om 'n arrestasie van iemand te beskryf. In 2 Korintiërs 4 tot 4 vers 6 sê Paulus, God het in 'n lig in sy hart laat skyn, soos by die skepping, laat daar lig wees. En in 1 Timoteus 1 vers 14 sê hy, God se genade het hom oorlaai en oorstroom in sy lewe. Dis asof God hom in genade ingehaal het in sy lewe. En dit is presies wat die reddende genade van God kom doen in sondaar mense se harte en lewens. God laat nie sy uitverkorenes los nie. Hy jaag hulle nie weg nie, maar hy bring hulle huis toe. Hy bring hulle na hom toe. Nou wat sê dit alles vir ons vandag, liewe broeder en suster? Dink 'n oomblik aan jou eie bekering in jou lewe vandag. Elke mens se pad lyk anders. Party is jonk, ander mense is oud. Party is stil, party mense se bekerings is baie dramaties. Party mense kom stadig tot bekering. Ander mense kom in 'n oomblik skielik tot bekering. Maar een ding bly altyd dieselfde en dit, my liewe broeder en suster, moet ek en jy nie miskyk nie. Ware bekering is altyd bekering tot Jesus Christus. Haal Christus uit die prentjie uit, dan het jy nie by ware bekering uitgekom nie. Dis net emosie dan, of verandering of selfhelp,
of godsdienstigheid. Jesus moet die middelpunt wees by ware bekering. As jy vandag nog weerstand beleef in jou lewe, weet dit, jou ontmoeting van Jesus lê nog voor. As jy nog worstel met jou geloof en jy's nie seker of jy kind van God is nie, moenie moed opgee nie. Vertrou God. Bid tot jou Here Jesus. Die regte oomblik sal aanbreek vir ware bekering. Die skrif sê, elke knie sal voor hom buig en elke mond sal bely dat Jesus Christus die Here is. Mag God gee dat jy nou, vandag, by hierdie geleentheid jouself neerbuig voor die lewende God van hemel en aarde en jou hart tot hom hef en ophef tot hom, jou hart vir hom gee, dat hy deur die kragtige werk van die Heilige Gees jou sal vernuwe, sal bekragtig, sal toerus, sal lei, dat jy vir Jesus kan lewe. Moenie wag totdat genadetyd verby is nie, want dan is dit te laat. Die oordeel van God sal kom op almal wat nie in Jesus Christus glo nie. My liewe broeder en suster, moenie langer teen die prikkel skop nie. Paulus moes hierdie les leer. Dit maak jou net seerder. Maar kom eerder vandag na Jesus toe. Genade is nou beskikbaar. Dis verniet, dis gratis. Jesus bied dit vandag vir jou aan. As God Saulus, 'n hater van Christus en van Christene, kon red, dan kan hy enige iemand in hierdie wêreld red. Moenie moed verloor in jou lewe nie. As God die mees onwaarskynlike bekeerling van die eerste eeu in 'n oogwink kon omdraai en sy lewe kon verander en kon vernuwe, en hy, Jesus Christus, die koning van daardie persoon se lewe kon maak, dan kan hy dit ook in jou lewe doen. En onthou, jou gebede is nie nutteloos nie. Die Here hoor jou. Die Here sien jou. Hy ken jou hart. Hy werk, hy red, en hy wil vandag met jou ook 'n pad loop. Handelinge 9 leer ons, niemand is te ver vir genade nie. En niemand kan God se roepstem weerstaan nie. En wanneer Jesus Christus 'n mens roep, verander hy nie net jou rigting nie, hy verander jou hele lewe en hy gee 'n nuwe inhoud in jou hart. Mag die Here ons almal tot ware bekering in hom bring vandag en 'n vaste geloof in ons harte kom inplant en 'n vurige liefde vir Christus aan ons kom gee, dat ons die Here met oorgawe kan navolg, vir hom kan lewe en alles kan doen om sy koninkryk uit te brei. Kom wees lief vir die Here, glo in die Here, bekeer jou vandag tot die Here en verwag groot seën in jou lewe. Kom ons bid saam. Here, wat 'n wonderlike voorreg om op hierdie Sondag voor U in aanbidding te buig, om so kosbare boodskap van uit U woord te hoor. Dankie Here dat U in ons harte werk deur die Heilige Gees, dat U ons toerus, bekragtig en vir ons bekering bewerk. Ons eer U daarvoor. Here, vandag wil ons 'n nuwe begin met U maak. Ons wy ons lewens aan U toe. Neem ons lewens in besit. Geef vir ons 'n ywer in die hart vir Jesus Christus en 'n vuur in die gemoed om vir hom te lewe. Dankie dat U genade so groot is oor sondaar mense. Here, ons wil vandag kom bid vir almal wat na hierdie boodskap luister. Neem ons lewe in besit. Rig ons op ons lewenspad. Lei, behoed en bewaar ons elke dag. Vandag wil ons ook, Here, daardie boere kom opdra wat groot skades gelei het as gevolg van back and claw seer en wat groot krisisse in hulle persoonlike lewens en ook in hulle families beleef. Gee uitkoms, o Here, staan U vir hulle by. Ons bid ook vir groot dele van ons land en ook in die buiteland wat in groot droogte vasgeklem is. Wil U asseblief reën stuur, Here? Net soos wat U ons harte kan verander en vernuwe met U genade, kan U ook genade gee vir hierdie families wat in groot krisisse is. Daarvoor bid ons. Hierdie nuwe week lê voor ons, oorspoel ons met U liefde en genade. Stuur ons in die regte rigting, op Jesus se pad. En dankie dat U ons liefhet
en dat u genade so groot is in ons lewens. Ons bid dit alles, Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar uit genade alleen, in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Vriende, baie dankie dat u vanmôre by ons ingeskakel het. Mag die Here vir u ryklik seën, en as die Here wil, sien ons mekaar weer by 'n volgende geleentheid. Vrede vir jou.